Goeiedag en baie welkom weer by Lewelig se Lekker Luister, nommer 322. En ons tema vandag is, van nie verstaan tot niet verstaan. Dis een ding om iets te hoor, dis 'n ander ding om dit regtig te verstaan. Voor die kruisiging was daar baie mense rondom Jesus wat gehoor het. Sy woorde, sy leringe, sy beloftes. Maar het hulle regtig verstaan? Nie heeltemal nie. Die disippels het gehoor. Hy praat van lyding, van sterwe, van opstaan. Maar dit het nie sin gemaak vir hulle nie. Dit het nie in hul prentjie gepas nie. Hulle het 'n oorwinnaar gesien, nie 'n gekruisigde redder nie. Hulle nie verstaan was nie omdat hulle dom was nie, maar omdat dit wat hulle wou hoor, hulle verwagtinge sterker was as dit wat hulle gehoor het. Hulle het gehoop op bevryding van mense. Jesus het gekom om van sonde te bevry. Hulle het gesoek na 'n troon, hy het gestap na 'n kruis. Die Fariseërs het ook nie verstaan nie. Hulle het die skrifte geken, hulle het gewag vir die Messias. Maar toe hy voor hulle staan, het hy nie gelyk soos die een wat hulle verwag het nie. En daardie nie verstaan, het hulle gevange gehou. Dit het hulle laat vasklou aan beheer. Hulle was gemotiveer deur vrees. Vrees om hul invloed te verloor, hul posisie, hul sekerheid. En daarom het hulle leuns gekies om hulself mee te regverdig, as om te erken dat Jesus die Messias was. Selfs Pontius Pilatus het nie verstaan nie. Vir hom was Jesus net nog 'n moeilike situasie. Hy het nie dieper gekyk nie. Hy het nie gevra, wie staan voor my nie. Hy het net probeer om die skare stil te hou. Sy nie verstaan was gemotiveer deur gemak, die maklike pad, die veilige keuse. En toe gebeur die kruis. Saam met die aardskudding het alles uitmekaar geval. Alles wat hulle gedink het, hulle nie verstaan, het in skerwe gebreek. Die leë graf en Jesus se verskyning verander toe wil nie verstaan na niet verstaan. Nie net nuwe feite nie, maar nuwe oë. Twee manne op pad na Emmaus. Hulle loop saam met Jesus en besef dit nie eers nie. Eers toe hy die brood breek, het hulle oë oopgegaan. Dink aan Thomas. Hy kon nie glo nie. Hy wou sien. Hy wou aanraak. Maar toe Jesus voor hom staan, val sy twyfel van nie verstaan, nie glo uitmekaar. My Here en my God, sê hy. Sy nie verstaan dra om na niet verstaan. En Petrus, van ek ken hom nie, na iemand wat vreesloos preek. Wat het verander? Hy het begin verstaan wie Jesus regtig is en wie hy self in God se oë is. Maar niet verstaan kom nie maklik nie. Dit vra keuse. Die disippels moes kies om eie en ou verstaan te laat los. Thomas moes kies om ongeloof te laat los en in geloof te buig. Petrus moes kies om weer op te staan. En die Fariseërs, hulle het ook 'n keuse gehad, maar hulle het vasgeklou aan hul ou verstaan. So ook Pilatus en baie van die wat Jesus gekruisig het. Maar tog was daar
hier en daar 'n waarlik, hy was die Seun van God. Ook ek en jy moet kies tussen nie verstaan, ons ou verstaan, en nuut verstaan. Ons almal het donker dele van nie verstaan, waar God se pad en plan nie sin maak nie, waar ons verwagtinge bots met wat hy wil. En dan staan ons voor dieselfde keuse. Hou ek vas aan my ou manier van dink, of maak ek oop vir God se nuut verstaan? Want nuut verstaan verander nie net hoe jy dink nie. Dit verander hoe jy leef. Dit vat vrees en maak dit geloof. Dit vat skuld en maak dit herstel. Dit vat onsekerheid en maak dit roeping. Van nie verstaan na nuut verstaan. Dis nie net 'n kop skuif nie. Dis 'n hart wat oop en plek maak vir God se groter plan en sy koninkryk. Mag God ook deur sy Gees vir ons laat nuut verstaan. Seën en oorvloedsmaat vir jou. Liefde groete, Sjaal.